Weer ingeskakeld by Time to Talk, Sylvester Coetzee, ek sit weer met meneer Pat Merrin. Meneer Merrin, kan u vir sê, wat 'n fantastiese gebaar toon u vandag ook, om deel uit te kan maak van hierdie golfdag van die Invincibles Rugby Football Club, hier te Vredenburg Golfbaan. Hoe ervaar u dit? Heel eerst baie dankie Basie die feit dat ek hier is en op jou stel kan wees. Jou luisteraars wat ingeskakel is, jou kijker wat ingeskakel is. Ja, Basie, ek het so tyd terug uitnodiging gekry van Invincibles om deel te wees van die golfdag. Ek is 'n baie goeie golfer. Seker nog maar nie die beste van vroeger gee nie, maar ek kan so met die golf speel, ek het die talente vroeger gewys hier so op die veld, ek het op die 7de gat gespeel, en die dag gekol, want ek wil nie vir jou langer wat mag gee. Daar sê jy baie goeie gemaak, maar Invincibles besluit dit dan, as werkersdag, die meeste van die mense by die huis, kom dit dan nou omskep, aan die golfdag in die klip, en dan vind ze fondse in te samen. So ek het besluit om deel te wees van die dag. Christo de Bruin, wat van ons DK-sake doen, dat ek vergesel, hy is ook hier buiten op die veld. En ek moet sê, ja, die weer speel lekker saam, die dag is fantastisch, die spel is fantastisch, die mense hier so is fantastisch, goeie gesindheid, wat ook al so, vir Invincibles wil ek sê, baie dank. Ek weet dat jy gaan kyk, die spelers is van all over. Ek gesien is mense van Pakketberg, mense van Dwelling by Portal, ek self is wat met Broningskursus van Saldanha. So dis nie net ek, dit is 'n klomp mense wat byvoorbeeld die geleentheid wat vandag hier plaasvind ondersteun, ons wil sê baie dankie vir dit. Dan in terme van baie klubs sukkel finansiëel, watter konkrete planne het Boland om klubs in die Noordwes te deel met befondsing en borgwerwe verby net die besoek? Basie, ek is wel bekend met die omgewing. En as jy sê hele paar aktiwiteite, een van die aktiwiteite in die omgewing is mynbou. Ons het wat anders in die onderkant, ons weet bijvoorbeeld dat een corporate social responsibility investment, deur die municipaliteit, gemeenskappe te help, sportsclubs te help, en ek wil glo, daar is die type van hulp wat deelkom. Seker nou nie soos wat die mense wil hê nie. Ons is veronderstel om gedurende die loop van die week met Kok te ontmoet, Kok wil inkom vir 'n borgskap, nie vir die Unie nie, maar vir die klubs binne die Noordweste, hoe hulle kan help. Natuurlik aan ons kant af ook, ons het byvoorbeeld verlede maandag het ons 'n reeks vergaderings gehad, streeksvergaderings, ons het begin in Hermanus, en toe dus die donderdag opgehou in Witzenburg, nee, in Sentraal, ons was dinsdag was ons in Klein Willem, die Noordweste klubs ontmoet, en woensdag het ons afgesluit in Swartland. Reeds, omdat daar 'n maatskappy is wat handels vat vir die klubs, geleenthede skep vir klubs, maar nie net vir klubs alleen, maar ook vir persone wat besigheid doen, hoe om in te kan koop, besigheid te doen, tot voordeel van die maatskappy self, want dit wat jy insit, jy moet maar returns terug, so vir die maatskappye self, maar ook vir die rugbyclubs daar buite. So ons is besig om te kyk na 'n produk, funding model. As ek byvoorbeeld net een ding kan noem, streaming. Ons wil byvoorbeeld, waar ons net gedurende die top 12 stream, wil ons gaan kyk om die hele jaar te stream. Maar wil jy ook geleenthede gee vir die streamers waarvan ons gebruik maak. Jy het vir ons gestream, maar die kamer live is nou weer terug. Dan het ons Blou Seep op Sittele, Eenheids, Moya, ons het vir Wynland, ons het 'n klomp streamers, GSN hulle peer, van wie ons meer geleenthede wil gee, besigheidsgeleenthede, maar ook as jy die produk gaan verkoop daar buite, hoe ons dit opverdeel en sê maar die ene kry 30% of 33%, die klub kry 30 of 33%, en dan selfs die maatskappy wat vir ons help kry ook hulle gedeelte. En ek wil glo, dit gaan ook klubs aanmoedig om die teken hulle eie kameras of foto's te koop om te sê dat ek koop my eie kameras aan, in plaas van waar 33%, dan op so kon klink, kan ek op 66% klink. Want ek is die streamer en ek is die rugbyklub. So ons is saam in die bootjie om te kyk
ons dinge kan maak werk, nie net vir klubsie, maar die Bolandse rugby en vir almal die buite wat aan die besigheid wil doen saam met die hierdie. Ek het net vir jou te reg is, jy moet nie vir ons sit vergeet, jy het ons sit nie genoem. Ek het hom sit genoem. Okay. Dan die laaste vraagje, maar na vandag, hoeveel seker ons dat die verhouding tussen ons klub en Boland Unie nie net by een besoek stop nie? Wat is die volgende stap op jou kant? Nie net so spesifiek op dit wat jy nou geantwoord het, maar aan die breër. So basie, die Noordweste natuurlik is ons verste streek. Maar soos jy sê al weet, ons is redelijk getrouwd. En ons is gereeld op 'n gereelde basis hierso. Weet dit is van Einsdorp Eagles en bijvoorbeeld op die lyn afpraat en Invincibles, zoals van media bijvoorbeeld hier, met die derby. En ek dink daar was meer as 5000 toeskouers op uitgehaal. Die president en myself en 'n gedeelte van sy uitvoerende bestuur het toch meegemaakt. Ons was bijvoorbeeld in Doornbay, nie vir hierdie jaar, maar die vorige jaar toe ons die derby kom kyk het. Daar is 'n top 12 wedstryd wat daar gespeel was. En ons daar, ek is vandag by Invincibles. So ons is gereeld binne die omgewing dat dit nie net vir one-shot is. Ek het die president bijvoorbeeld van die jaar self afgekom om van Einsdorp Eagles sy AFV te doen. Nie net dat ons iemand sterie, maar ook dat klubs op baie graag die president sien en selfs 'n privaat gesprek met hom hê oor persoonlike goed binne die klub en hoe die president of die vice-president dan ook kan help om van die goed uit die weg te neem in die klub te help. So was nie nie, ons is gereeld in die omgewing. Ons is vertroud met verslots hierso. Weet dat is in die groot en daar, weet dat is in die streke daar. Ons weet bijvoorbeeld dat die Noordwest is een van 2 streke waar daar nie 'n gemeenskapskuld is nie. So nee, was ek al verseker dat is nie 'n one-shot nie. Maar klubs wil ons nooi. Het staan hulle vry om ons te nooi sodat ons rugby kan ondersteun. Ons wil kyk nou in die tweede ronde weer 'n paar derby days ons 2 of 3 derbies in die streek kan kry. Gewoonlik as dat derby day is, dan sal sê die helfte van die uitvoerende bestuur sal kom en 'n derby day dat die klubs sal speel wat op die dag speel. Meneer Merren, baie dankie vir al die insiggewende boodskappe wat u deurgedra het en ook dit wat u en die bestuur sê vir hom Benny daar is die uitvoerende, kan ek wel sê, die uitvoerende president baie sterk met julle werksaamheid en ons glo en vertrou dit wat julle al reeds bemaak het, sal julle nog net verder versterk en laat groei. Nogmaals, baie dankie. Was u van my kant af en namens die Bolandse uitvoerende bestuur, die pres wil ek ook sê baie dankie dat ons deel kon wees van die dag. Ons weet nie môre groot derby. In die omgewing, ek dink is nommer 1 teen nommer 2 speel. Obvious, daar is net 2 plekke in die top 12, almal wil die top 12 speel. Verstaan, maar dat sport dan in 'n goeie gees gespeel word. Dat die wedstryd, ek dink, gewoonlik met daai tipe derby stuur ons van ons beste refs. Dat dit in 'n goeie gees gespeel word en dat ons dat sport seëvier, dat ons gemeenskappe bou, saam sy in goeie gees, en dat ons nie altyd refs moet bly vir ons foute nie. As ons van kyk byvoorbeeld, albei spanne oefen klubbat om te wen. So as dit nie gelyk op is aan die einde van die dag, dan moet daar wenner wees. Nou ons glo dat die spanne gespeel die beste van die vermoë en dan is hulle dan ons sukses behaal. So was dit nie baie dankie. Baie dankie, Chris.